Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 25ste Januarie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê: as Julius tronk toe gaan, sal die gemeenskap hom geweldig baie mis. Nuushoofdtrekke vir vandag: plase is in Harry Smith beset, hof gee bevel. As Julius tronk toe moet gaan, sal die gemeenskap hom geweldig baie mis. EU sal homself verdedig teen enige land. Skotland is nou in T20 wêreldbeker cricket in Bangladesh se plek. Carlos Alcaraz wen in derde ronde tennis toernooi. VRK uitslaa van hierdie naweek se wedstryde bekend. Die feit dat Julius Malema 'n lid van die parlement is, behoort nie 'n rol in sy vonnisoplegging te speel nie, so het JC Thompson, 'n maatskaplike werker, ter vonnisversagting getuig in 'n kruisondervraging toegegee. Hy speel egter 'n baie belangrike rol in sy gemeenskap en as hy nie meer as LP kan dien nie, sal dit 'n leemte laat in die gemeenskappe wat hy verteenwoordig. Malema is in Oktober verlede jaar skuldig bevind op 4 wapenaanklagte wat verband hou met die afvuur van 'n semi-outomatiese geweer op die EFF se 5de bestaanjaarvieringe in 2018. Hy word tot 15 jaar tronkstraf in die gesig gestaar weens hierdie oortredings. Thompson het aanbeveel dat Malema eerder 'n boete moet betaal. Advokaat Joel Caesar, staatsaanklaer, het in kruisondervraging aan Thompson gevra: sê jy dat omdat hy die vermoë het om boete te betaal, moet ryk mense nie tronk toe gaan nie en arme mense wel tronk toe gaan? Thompson het dit ontken en haar aanbevelings gemotiveer deur te sê al die aanklagte waarop Malema skuldig bevind is, spruit uit 'n enkele voorval en dat hy nie bedoel het om skade aan enige iemand te veroorsaak nie. In my gesprek met hom het hy gesê dat hy spyt is oor hierdie voorval. Malema hou egter voet by stuk dat dit 'n speelgoedgeweer was. Die voorvonnisverrigtinge word op 15 en 16 April hervat vir die regspan as 'n slotargumente. Nadat die hof verdaag het Malema buite die hof van duisende ondersteuners wat van oor die land heen na Oos-London gereis het om hom te ondersteun, gesê die saak is 'n politieke taktiek om sy mond te snoer. 'n Woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag in die Oos-Kaap het gesê die skuldigbevindings was 'n herbevestiging dat die NVG se verbintenis tot die handhawing van die oppergesag van hierdie reg is, in teenstelling met die aanbeveling deur die maatskaplike werker vir die oplegging van 'n boete of opgeskorte vonnis, sal die staat vir gevangenisstraf vra in sy argumente ter vonnisverswaring. 'n Strafbevel is deur 'n regter in die Hooggeregshof in Bloemfontein teen 'n Vrystaatse koning gemaak oor die besetting van plase deur 'n onderdaan van hom. Dit volg oor koning Letsisa Moloi van die Bakahloi stam se stamhoof wat van dese week 'n bevel teen die regter uitgereik het dat hy 50 beeste moet opdok omdat hy die koning in die hof as meneer Moloi aangespreek het. Hy het gelas dat die Rooi Kraal boerdery die eienaar van die plase is en dat die koning verbied is om as eienaar van die grond voort te hou. Moloi mag ook geen mense toestemming gee om hierdie grond te beset nie. Die Rooi Grondboerdery se dringende aansoek teen Moloi en Selepe spruit uit die besetting van die plase Beginsel en Gravelotte. Moloi wat in sy verweerskrif aangevoer het, hy is die opperheerser van die grond, het 'n okkupasiesertifikaat aan Selepe uitgereik om die plase te beset, waarvoor Selepe om R500 betaal het. Die beginsel van die reg is ook dat almal gelyk is voor die hof. 'n President van 'n land en 'n tuinwerker is gelyk voor die hof. Moloi wat vir homself opgetree het aan die regter toegegee dat die Rooi Kraal boerdery die eienaar van die grond is en dat hy nie by magte was om mense goedkeuring te gee om hierdie gronde te gaan beset nie. Die Europese Unie, die EU, sal voortgaan om op te staan vir sy belange en homself te verdedig teen enige vorm van dwang, het Antonio Costa, hoof van die Europese Raad, na 'n noodvergadering gesê. Die EU-noodvergadering in Brussel Sondag volg nadat president Donald Trump van Amerika sy dreigemente laat vaar het om Groenland met geweld oor te neem en om tariewe teen sy Europese bondgenote in te stel. Trump se optrede het die betrekkinge tussen Europa en Amerika tot 'n nuwe laagtepunt gedryf. President Emmanuel Macron van Frankryk glo die EU se dreigement om handelsmaatreëls teen Amerika aan te stel het Trump se ommeswaai beïnvloed. Amerika en Denemarke gaan na verwagting 'n verdedigingsooreenkoms van 1951 oor Groenland afstof vir hulle onderhandelinge. 2 mans het in die Landdroshof in Stellenbosch verskyn in verband met die moord op Piet de Koker, wat 77 jaar oud was, Saterdag op sy seun se graf in die begrafplaas by onder Papagaaiberg. De Koker is met 'n mes in sy bors gesteek en sy selfoon is glo geroof. Darren Stefanus wat 38 jaar oud is en Ryan Moenik wat 20 jaar oud is Woensdag in hegtenis geneem
en het Vrydag in die Landdroshof in Stellenbosch verskyn, waar hulle aangekla word in verband met die moord op de Koker. Hulle saak is tot 2 Februarie vir borgtog inligting uitgestel. Die biedwag het gevra dat straatligte herstel moet word, kringtelevisiekameras aangebring moet word, meer patrollies deur wetstoepassingsbeamptes uitgevoer word en dat heininge opgerig word om toegang tot die brug en begrafplase te beperk. Die omstandighede raak aan die dood. Vrydag van 'n graad 3 leerling aan die primêre skool Klapmuts moet nog bepaal word, maar die gemeenskap is in rou gedompel. Die 8-jarige slagoffer was na die hospitaal gebring waar hy dood verklaar is. 'n Lijkskouing sal gedoen word om die oorsaak van hierdie seun se dood te bepaal. Die skool het leerlinge na die voorval huis toe gestuur en ondersoek ook die beweringe oor elektrisiteit om te verseker dat die skooleiendom wel veilig is. Die leerling se dood het 'n skokgolf deur die gemeenskap gestuur en inwoners op Facebook het ook daarna opgelet. 'n Derde van die 3 Oos-Kaapse onderwyseresse is dood nadat 'n voormalige onderwyser wat op borgtog uit was op aanklagte van die seksuele aanranding van leerlinge het donderdag by die Ntabakulu Primary School in die Oos-Kaap op hulle losgebrand het. 'n Oos-Kaapse polisiewoordvoerder het gesê inligting is ontvang dat die 3de onderwyseres onderweg na die hospitaal oorlede is. Hy is in 2023 as onderwyser afgedank nadat klagtes van seksuele aanranding teen hom aanhangig gemaak is. Hy was uit op borgtog toe die skietery gebeur het. 'n Veldwagter van die Murakele Nasionale Park is donderdag in ongeluk naby Aandelebult net buite Pazimbi oorlede. 'n Woordvoerder van Limpopo se departement van vervoer en gemeenskapsveiligheid sê aan die koerante die Kutso is op slag dood. Die Kutso wat 58 jaar oud was, het 'n vragmotor op die R510 in sy Hilux probeer verbysteek en het reg van voor teen 'n Volkswagen skoolbusie gebots. 109 leerlinge van die Crowmine Primary School vervoer het. Die leerlinge is as voorsorgmaatreël na die Tabazimbi Hospitaal geneem. Die departement het sy medelee met die Kutso se familie betuig en maan alle padgebruikers om versigtig te wees en die verkeersreëls te gehoorsaam. Die veteraan Sifiwe Soyizwapi sal in sy afwesigheid van MP Visser die Blitsbokke in die volgende 2 sevens toernooie in Singapore en in Perth, Australië aanvoer. Soyizwapi, ons spanmaats, bekend as Shakes, is deesdae net 'n voorspeler in sevens rugby nadat hy vroeër jare ook as veel gespeel het. Suid-Afrika kom in Singapore op die eerste dag in die groepwedstryde teen Spanje, Brittanje en Fiji te staan. Philip Snyman, afrigter van die nasionale sevenspan, het 2 spelers wat nog nie vir die Blitsbokke gespeel het nie, naamlik Luan Gilomee en Ronaldo Young, in sy voorlopige 14-tal ingesluit. Snyman sê in 'n verklaring, die verandering is aangebring as deel van spanrotasies om diepte uit te bou en ook omdat die rolskeppers Ronald Brel, Selwyn Duivens en Dewald Human op die krikkelys is. Gilomee se speldskepper met Young en Job wat as 'n vleuel of senter ingespan kan word. Eddie Jones, hoofafritter van die Japaneese rugbyspan, sê die All Blacks is gesukkel op die rugbyvelde, herinner hom aan hoe Manchester United na die Sir Alex Ferguson era begin agteruit boer het. Volgens Jones moet die All Blacks en die Nieu-Seelandse Rugby-Unie, volgens Jones moet die All Blacks en die Nieu-Seelandse Rugby-Unie versigtig wees en nie om dieselfde paadjie as die Engelse sokkerklub te stap nie. Eerste gekeerde Carlos Alcaraz kon nie anders nie as om die kunsmatigheid van die Franse Tricot Maestro Kortelen moet het in hulle wedstryd in die 3de ronde van die Australiese Ope lof toe te swaai. Albei spelers het die skare in vervoering gehad met hulle houe spel voordat die Spanjaard in sy 100ste Grand Slam wedstryd met 6-2, 6-4 en 6-1 vir die 15de keer van die 4de ronde van hierdie Grand Slam toernooi gehaal het. Alcaraz het daarna in die 3de stel vroeg met 4-0 die voortou geneem en die wedstryd uiteindelik en net meer as 2 ure gewen. Hy speel in die 4de ronde teen Amerika se Tommy Paul wat 19e gekeer is. Die 3de gekeerde Alexander Zverev van Duitsland het die Brit Cameron Norrie met 7-5, 4-6, 6-3 en 6-1 gewen, terwyl die 6de gekeerde Alex de Minaur van Australië die 29ste gekeerde Francis Tiafoe van Amerika met 6-3, 6-4 en 7-5 gewen het. Die 11de gekeerde Daniel Medvedev van Rusland het die eerste 2 stelle verloor voordat hy Hongarije se Fabian Marozsan met 6-7, 4-6, 7-5, 6-0 en 6-3 tot oorgawe gedwing het. Sy landgenoot Andrei Rublev, die 13de gekeerde, het egter vasgeval teen Francisco Cerundolo, die 18de gekeerde Argentyn met 6-3, 7-6 en 6-3 verloor. Die Amerikaanse tiener Iva Jovic het Vrydag die grootste opskudding tot nou toe nog in vroue enkelspel in vanjaar se Australiese Ope toernooi gesorg. Jovic het die 7de gekeerde Jasmine Paolini van Italië in die 3de ronde uitgeskakel. Die 18-jarige Jovic het die vreeslose tennis gespeel om Paolini wat al 2 keer die eindstryd van 'n grand toernooi gehaal het met 6-2 en 7-3 te wen
en haar plek onder die laaste 16 vroue te bespreek. Voor vanjaar se Aussie Ope het sy ook die half-eindronde van Auckland toernooi en die eindstryd van die Hobart toernooi gehaal. Dit was ook so byna neusie verby, vir Coco Gauff, een van die groot gunstelinge van die Australiese Ope titel, wat haar gister teen die landgenoot Hallie Baptiste in die derde ronde in aksie was. Aryna Sabalenka, die eerste gekeerde, was ook vol teenstander Anastasia Potapova van Pole, nadat die speler van Belarus 2 valboypotte benodig het om 'n plek in die vierde ronde te bespreek. Sabalenka kom volgende teen die belovende 19-jarige Victoria Mboko van Kanada te staan. Die voormalige Springbok center Brendan Venter sal vir volgende seisoen op die leisels as direkteur van rugby by die Engelse spogklub Saracens neem. Venter is dit 'n terugkeer na pos wat hy in 2009 bekleed het. McCall het in 2011 as direkteur van rugby oorgeneem toe Venter besluit het om nie meer heeltyds by hierdie klub betrokke te wees nie. McCall meen dis die regte tyd vir verandering. Ek sien regtig daarna uit om Brendan te ondersteun en 'n bydrae te lewer vir Saracens om aan te hou vorder, het hy in die media gesê. Saracens lê tans 6de op die Engelse Premierliga se puntelys. Danksy uitstekende bilwerk met die draaibouler Senoran Metusami 3 vir 15 en die sneltrein Anrich Nortje 2 vir 31 aan die spits is die Parel Royals tot 114 vir 7 in hulle 20 bilbeurte beperk. Die aanvangskolwer Calverine en danksy sy onoorwonne 52 lopies van 47 balle kon die Royals ten minste meer as 100 lopies aanteken. Quinton de Kock se haastige 25 lopies van 12 balle wat insluit 3 vierde en 2 sesse het egter die Sunrisers se beurt die nodige momentum gegee voordat Bjorn Fortuin 2 vir 26 die linkerhandse kolwer skoon gebou het. Die Engelsman James Coles het 45 aangeteken van 19 balle, het egter ander planne gehad en saam met Matthew Breedske wat 19 nie uit nie vir 'n onoorwonne vennootskap van 67 lopies om die vierde paaltjie gesorg. Die eindstryd tussen die Capitals en Sunrisers is vandag op 15:30 op Nieuweland. Toyota Verblitz het Pieter Stef de Tooy, sy werkgewer in Japan, het gister aangekondig dat die bokuister 'n langtermynbesering opgedoen het in Suid-Afrika 'n operasie sal moet ondergaan. Geen besonderhede oor die aard van die besering word verskaf nie. Suid-Afrika se eerste toets van die jaar is eers op 4 Julie teen Engeland. Die bokke speel die volgende 2 naweke teen onderskeidelik Skotland en Wallis, alles as deel van die nuwe Nasiebeker toernooi, voordat die tuisreeks teen die All Blacks in Augustus hier in Suid-Afrika sal afskop. Rassie Erasmus, bokafrigter, sal ook vir Totoy versigtig moet bestuur om seker te maak dat hy tot volgende jaar se Wêreldbeker toernooi in Australië kan deurdruk. Totoy sal maar die begin van die toernooi 35 jaar oud wees. Verlede seisoen was Jean-Luc Depree ook in die boekgroep. Hy moes hom egter weens siektes aan die toets teen Australië in Kaapstad onttrek het. Uitslaa van die 10de ronde van die VRK lyk as volg. Cardiff Rugby het 17 punte aangeteken teen Benetton se 8 punte. Zeebrey het 21 aangeteken teen Glasgow Warriors se 26, Connacht 23 en Leinster 34 punte. Die Stormers het 19 aangeteken teen die Sharks se 30 punte. Die Scarlets se 27 teen Ulster se 22, Edinburgh het 17 en die Bulls 19 punte. Munster het 22 teen die Dragons se 20 punte. Die Ospreys het 24 opgestapel en die Leeu's ook 24 punte. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 21-32, Polokwane 16-29, Lephalale 19-33, Mbombela 20-30, Maikeng 20-35, Pretoria 19-34, Johannesburg 19-34, Ermelo 14-35, Galagari 23-40, Gaborone 22-34, Richards Bay 22-36, Pietermaritzburg 18-33, Durban 21-29, Port St. John's 18-31, Pongola 22-33, Maputo 23-32, Bethlehem 14-35, Bloemfontein 17-37, Alwal Noord 16-36, Welkom 19-37, Vryburg 20-38, Kimberley 21-38, Appington 20-40, Prieska 20-40, Springbok 17-36, Karasburg 21-40, Keetmanshoop 23-40, Mariental 24-38, Alexander Bay 15-25, Brandvlei 19-38, Loederitsbaai 17-34, Vredendal 15-32, Kaapstad
1827, Sutherland 1430, George 1629, Jeffreys Bay 1527, Cabarra 1530, Graafreinet 1333, Kapogelas 1526, De Aar 1837, Molteno 1332, Beaufort West 1736, Oos-London 17 en 30 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag lyk so, die rand verhandel teen R16.11 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.11, die euro verhandel teen R19.05, die pond kos R21.99, 'n yen kos 10 sent, platinum per fyn ons is $2,741, palladium per fyn ons is $2,027, silwer per fyn ons is $102.95 Amerikaanse sent, goud per fyn ons is $4,987, Brent olie per vat is $65.88 Amerikaanse sent. Ons gedagte vir die dag, as jy hard werk, regtig hard en jy is gaaf, sal wonderlike dinge op jou pad kom. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n aangename Sondag en week word vir almal toegewens.